Goeiemôre volk van Israel, ek bring vanmôre vir julle boodskap en hierdie gaan oor die land wat sê ons is 'n reënboognasie. Volk, kom ons kyk, wat sê die woord, wie is ons? Ons lees in Genesis 24 vers 3, dat ek jou kan laat sweer by Jahwe Elohim van die hemel en die Elohim van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van Kanaaniete nie, onder wie julle woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan, om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Hoor jy daar? Genesis 24 vers 37, en my Heer het my laat sweer en gesê, jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete, in wie se land ek woon nie, maar jy moet gaan na die huis van my vader, en na my geslag, en vir my seun 'n vrou gaan haal. Vers 40, maar hy het geantwoord, Jahwe voor wie die aangesig ek gewandel het, sal sy engel met jou saamstuur, en hy sal jou weg voorspoedig maak, sodat jy vir my seun 'n vrou uit my geslag en uit die huis van my vader kan gaan haal. Daar wys die woord vir jou, dat julle mag nie onder die Kanaaniete trou nie. Nou waar kom die Kanaan vandaan? Kom ons lees verder. Ons gaan na Genesis 9, vers 18. En die seun van Noag was uit die ark gegaan, het was Sem, Gam en Jafet. Maar Gam, die vervloekte een, is die vader van Kanaan. Hoor jy daar? Goed, kom ons lees verder. Genesis 9 vers 22. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Hoor julle daar? Met ander woorde, Sem en Jafet. Jafet is nasies uit die ooste. Met ander woorde, dis Chinese en Indiërs. Dis jou broer. Hy sê in vers 22, Genesis 9 vers 24, Noag het van sy wyn wakker geword en merk dat sy jonger seun wat aan hy hom aangedoen het. En hy sê vir hom, vervloek is jy Kanaan, knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Met ander woorde, vir Sem en vir Jafet sal hy knegte van die knegte wees, sy dienaar. Goed, kom ons lees verder. Ons lees in Genesis 10, vers 6. En die seuns van Gam was Kus. En die seun van Gam was Kus. Genesis 10, vers 6. Misraim en Put en Kanaan. In Genesis 10 vers 8, Kus was ook die vader van Nimrod. Hy was 'n geweldiger op die aarde gewees. So jou Kersfeesboom is ook die simboliek van Nimrod, wat Vader vir jou gewaarsku het in Jeremia 10 van vers 1 tot 5. Julle kap 'n boom uit die bos, dan versier julle hom, en dan gaan sit julle die geskenkies van oupa en ouma en boetie en sissie en wie ook al neer. Dan buig jy voor die boom. Jy kom dit nie eens agter nie. Môreoggend kom jou ouers, die kindertjies, jou oupa en ouma, en hulle tel die geskenkie op en sê dankie. Hulle buig voor die boom van Nimrod. Hy was 'n swart man gewees. Dit is hoe ons volk afvallig geword het van die huis van Dawid. Want ons luister nie. Kom ons lees verder. Ons lees nou in Genesis 10 vers 15. En Kanaan was die vader van Sidon, sy geborene en Het, en die Jebusiete
en die Amorite en die Girgasiete. Hoor mooi mense, hierdie is die stamme almal van Gam. Luister mooi. Hy sê daar in Genesis 12 vers 3. Hoor nou hier. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Kyk hoe geseën was Zimbabwe gewees, toe die blanke volk daar gebly het, met ander woorde Israel. Maar toe hulle doodgemaak geword het, en hulle word uitgedryf, toe verval Zimbabwe, met ander woorde, vervloek is hulle nou. Dis wat Vader vir ons leer uit die woord. Maar julle kom nie agter dat jy is die volk van Abraham, Isak en Jakob nie. Julle word in die donker te gehou en die kerk en die waarheid word nie vir julle gespreek nie. So dit is tyd volk dat ons begin oplet en dat ons luister wat hierdie woord spreek. Ons lees verder. Ons lees in Numeri 13 vers 1. Ons lees in Numeri 13 vers 1. Numeri 13 vers 1. En Jahwe het met Moses gespreek, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, hoor mooi daar, kan verken. Met ander woorde, Vader vat toe, Moses vat toe, 12 seuns, elkeen uit 'n stam. Ons noem hulle Reuben, Simeon, Juda, Issachar, Naphtali, Ephraim, Gad, Dan, Manasseh, Zebulon en Benjamin. 12 stamme. Ons lees nou Numeri 13 vers 27. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing en sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, is sterk en stede versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Anakiete gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hethiete, hoor jy, daar kom Gamse mense weer, Jebusiete, die Amorite, woon in die gebergte van Kanaan. Sien jy die volk van Gam? Maar hy sê daar in vers 31, maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker en groter as ons. So het hulle dan slegte gerigte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Met ander woorde, hulle het vrees onder die volk gaan spreek. Bang. Die volk is bang. Hulle kom in Numeri 14 vers 36. En Moses en die manne wat Moses gestuur het om die land te verken, en wat na hulle teruggekom het, die hele vergadering het teen hulle laat memoreer en deur die slegte gerigte aangaande die land te versprei. So die manne wat slegte gerig aangaande die land versprei het, het gesterwe deur die plaag voor die aangesig van Jahwe. Hoor julle daar? So Vader het hulle doodgemaak, want hoe kan jy kom en vrees onder die volk praat? Dis presies wat in hierdie land gebeur. Ons volk het gevlug Amerika toe, maar Vader sê julle vlug en niemand agtervolg julle nie. Waaroor wil julle vlug? Vir wie is julle bang? Vir die nasies wat hier om ons bly? Ek is nie bang nie. Vader het gesê, as jy hulle terugkeer in my insetting en verordeninge, sal kom hulle 10.000 links en 10.000 regs, sal hulle voor jou aangesig val. Waar is julle geloof? Maar waar is die werke? Die werke was Torah, die lig. Maar julle luister na julle kerke. Kom ons lees verder. Ok, ons lees in Numeri 14 vers 42.
Moenie optrek nie, want Jahwe is nie in julle midde nie, anders word julle verslaan voor julle vyande. Vader het in gelykenisse gespreek. Hy sê, moenie optrek nie, want Jahwe is nie in julle midde nie, anders word julle verslaan voor julle vyande. So wat Vader hier vir julle sê, julle kan nie opstaan teen hierdie mense nie, hulle is te veel vir julle. Keer terug na my insettinge en my verordeninge en ek kyk na julle. Hy sê in vers 43 van Numeri 14, want die Amalekiete en die Kaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van Jahwe afvallig geword het. Hoor jy, daar sê hy dit, want julle het afvallig geword van die huis van Dawid. Weereens, as ons nie terugkeer nie, hoor wat sê Vader. Daarom sal Jahwe nie met julle wees nie. Hy sal nie met julle wees, solank as wat jy in 'n kerk sit nie, solank as wat jy nie sy Sabbat onderhou nie. Luister, nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berge te klim, dis nou Israel. Maar die verbondsark van Jahwe en Moses het nie uit die laar gewyk nie. Kom ons lees verder. Vers 45 van Numeri 14, toe het die Amalekiete en die Kanaaniete wat in Geberte woonagtig was, afgekom, Israel verslaan, met ander woorde, hy het hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma. So wat Vader vir ons hier leer, mense, Matteus 10 vers 34 het Vader al vir julle gesê, sy handeling op jare, ek kom nie om vrede te bring nie, ek kom nie om vrede te bring nie, maar die swaard. So wat Vader vir jou sê, dat die reënboog waarvan hulle gespreek het, was Vader homself. Want hy het aan Noag 'n verbond gemaak. Maar hy sê ook in Esegiel 1 vers 26, en bokant die uitspansels oor die hele hoof was iets soos safiersteen gelyk het, in die gestalte van troon, en op die troongestalte was soos 'n mens gelyk het. Vers 27, en ek sien toe iets soos 'n blinkende metaal, wat soos sy ledene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhangsel gevat, en van wat sy ledene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog in die wolk is op die reëndag, so het die glans rondom gelyk, so het die verskyning van die heerlikheid van Jahwe gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. So die reënboog wat Vader eintlik vir julle wys, die verbond wat hy ook gemaak het met Noag, die aarde nie weer met water sal vergaan nie. Wanneer jy die reënboog sien, dit was ook die gestalte van Vader Jahwe. En dis ook die belofte wat hy gemaak het aan jou, dat die aarde sal ook nie weer vergaan met water nie. So vandag, mense, reënboognasie, die Kanaaniete, Gamse geslagte, vervloekte een, onder wie julle deesdae trou en glo dit's jou broer, dis nie wat Vader in hierdie woord uitgewys het nie. So julle moet begin luister en terugkeer na sy insettinge en verordeninge. En wanneer julle wil hê Vader Jahwe moet in julle midde wees om saam met julle te kan veg, gaan julle moet kom en verootmoedig en bely dat hy is Jahwe ons Elohim. Hy is die seun wat vir ons kom sterf het, Yeshua HaMashiach. Mag Vader julle oë open om hierdie les te verstaan wat ek julle gebring het. Mense, vandag praat Vader. Ek is net te wag op die muur. Ek's nie beter as jy nie. Maar die Vader van hemel en aarde, wie se naam Yeshua HaMashiach is, ek vrees hom. Want ek weet hy is die enigste een
wat my kan doodmaak en my weer lewendig kan maak. Daarom het hy vir ons kom sterwe. Sy seun in wie hy welbehaag gehad het. Mag hy julle almal seën, waar julle mag wees, in die lande waarin julle werk, en dat julle sal terugkeer en luister na sy gebooie, wat hy deur sy knegt Moses gegee het in Johannes 5, vers 46 en 47. Wie oor het om te hoor vandag, luister. Shalom en 'n geseënde dag vir julle. My naam is Frikkie Roubach, julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.